Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons 'n diepte studie uit God se woord uit doen. Ons gaan voort met ons studies met die tema God se geregtigheid en sy liefde. En in vandag se studie word daar die vraag gevra: is daar nie nog iets meer wat God kon gedoen het nie? En die antwoord gaan op neerkom: God het alles gedoen wat hy kon doen om u en my te kan red. Vandag weer eens saam met my in die ateljee, Ronay Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, dis goed om jou weer hier by Insig te hê, waar ons weer saam kan studeer uit God se woord uit. En ons is al besig met studie nommer 11 in hierdie reeks, kan jy dit glo, oor die geregtigheid van God en sy liefde. En baie keer as 'n mens mos iets doen en dit lyk of dit 'n mislukking is, dit lyk of die sukses nie so groot is nie, dan word altyd die volgende vraag gevra: maar kon jy nie nog iets meer gedoen het nie? En dit is die tema wat ons nou vandag gaan kyk, dat ons gaan kyk na die woord van God en in hierdie groot stryd tussen God en Satan, of daar nog iets is wat God nog meer kon gedoen het as wat hy gedoen het. Maar voor ons in ons studie ingaan, kom ons buig ons hoofde saam. Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons weer eens in hierdie uur saam kan studeer uit U woord uit. Mag U deur U Gees vir ons insig gee in U woord, sodat ons meer standvastig kan wees in ons geloof wat ons het op U en wat U vir ons gedoen het aan die kruis van Golgotha. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 18 vers 37. Baie bekende woorde. Pilatus sê toe vir hom: is u dan tog 'n koning? En Jesus antwoord: u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. En hier kom ons, en baie keer hoe die vertaling werk, is dit nie 'n baie direkte antwoord wat hier vir ons gegee is nie. Maar as ons gaan kyk, dan kom dit eintlik daarop neer dat Pilatus het vir Christus gevra: is u 'n koning? En wat Christus eintlik vir hom gesê het is: ek is 'n koning. Ja, dit is interessant, net die vers daarna sê Pilatus: maar wat is die waarheid? En hy het hierdie vraag amper half soos 'n retoriese vraag gevra. Hy het nie gewag dat die Here vir hom 'n antwoord moes gee nie. Hy het omgedraai na die aanklaers van die Christus toe gestap en gesê: ek kan in hierdie man geen onreg vind nie. Met ander woorde, die Here het sy verklaring gemaak voor Pilatus. En ek wil so ver gaan om te sê, tot Pilatus wat 'n man was wat aan die hoof gestaan het van die regering van daardie tyd, maar wat ook die oordeel moes vel, kon dit nie oor sy hart kry om oor hom 'n oordeel te vel van skuldig nie. Ja, want uitgesien die getuienis was nie goed nie, maar nou ja, ons weet die druk was teen hom gewees, maar ons het nou vroeër in ons studies gekyk. Ek dink Pilatus het die verkeerde vraag gevra. Deur te vra: wat is die waarheid? Want ons het al in ons vorige studies gesien, dis nie wat die waarheid is nie, maar wie is die waarheid? En Christus het gesê: ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ja. En Christus sê daar vir hom: hiervoor is ek gebore. Hiervoor, hy sê ek is 'n koning, hiervoor is ek gebore. Vir die proses waarmee ons mee besig is waarvoor ek gebore is. En ek het in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Met ander woorde, van homself te getuig. Van dit wat hulle gesê het wat gaan gebeur, te getuig. En dan sê daar: elkeen uit die waarheid, elkeen wat uit die wêreld waarheid is, luister na my stem. Met ander woorde, as jy uit Christus is, as jy in Christus leef, dan sal jy na sy stem luister. Dis reg, ja. Dis my verskriklik mooi hierdie hele konsep van hiervoor is ek gebore, dat ek in hierdie wêreld gekom het om vir die waarheid te getuig. En waarvan hy, wat jy nou so mooi gesê het, is hy verwys na homself.
Want wat was die aanklag van die Satan reg van die begin af, toe hy met sy oorlogvoering teen die drie-eenheid begin het, is hy basies vir hulle gesê, maar U is 'n onregverdige God. U beskerm mense onregverdig. Alles aan U is onregverdig. Ja, en U wil hê die mense moet al die kennis hê wat U het nie en dat ons gelyk aan U kan wees nie. So die Here het gekom om te getuig van die waarheid wat homself is, om dit vir die wêreld te bring as 'n getuienis van wat sy karakter werklik behels. Nou ja, daar word 'n verhaaltjie vertel van 'n seun, 'n jong kind wat van sy ouers afgeskei is deur die koning, weggestuur is na 'n ander land toe. Daar moes gaan bly deur pleegouers grootgemaak geword het en hierdie kind het 'n wrok gehou teen hierdie koning vir sy hele lewe, want ek meen nou is hy van sy geliefdes afgeskei. Maar in sy later jare, toe hy 'n bietjie dit nagaan en mense vertel vir hom van hoekom het hierdie koning dit gedoen, toe besef hy dat dit was gevreesde siekte wat daar was. En die koning het al die kinders van die ouers wat reeds hierdie siekte opgedoen het, weggeneem om hulle sodoende hulle lewens te kan red. Sure. Maar dis vir niemand verduidelik nie. En baie keer word hierdie vraag ook gevra oor, maar hoekom doen die Here dit? Hoekom laat hierdie Here ding? Ons het al 'n paar weke terug na hierdie studies gekyk, maar hoekom laat die Here al hierdie moeilikhede en hierdie goed toe in hierdie wêreld? So, omdat ons nie al die kennis het nie, en daarom moet ons weet dat daar 'n storie is agter al die moeilikheid wat daar plaasgevind het. Maar die vraag word nog steeds gevra. As 'n mens dit antwoord, dan is daar mos altyd nog iemand wat die vraag tot ons vra, maar was dit genoeg? Was dit genoeg? Kon daar nie nog iets gedoen gewees het nie? En wat ons op neerkom is, God se plan is altyd beter as myne. Baie keer wil ons nie dit besef nie, dat God se plan beter is as ons nie, want ons dink altyd maar wat nog van hierdie, wat nog van daai, maar ons ken dalk nou die verskillende opsies, maar ons weet nie hoe die verskillende opsies gaan uitspeel nie. Ja. Maar die Here weet, en daarom het hy die regte besluit gemaak. Ek dink wat verskriklik belangrik is vir ons, en ek dink ons het dit 'n paar keer herhaal nou al in hierdie hele paar weke se studies, is dat alles wat op hierdie aarde verkeerd is en alles wat hartseer veroorsaak, is die Satan se skuld, is nie die Here se skuld nie. En ek dink dit is wat ons vandag probeer so saamtrek met ons 'n derde kykie na die groot stryd en wat dit als behels, is om op 'n punt te kom waar ek en jy vir eens en vir altyd moet besluit. Gaan ek die Here blameer vir alles wat in my lewe verkeerd gaan? Of gaan ek op die ou einde van die dag my vertroue in hom plaas onvoorwaardelik, dat wat ook al gebeur, al is dit 'n afskuwelike ding wat in my lewe gebeur, dat ek eerder na die Here toe hardloop en my versoening en my dit by hom gaan soek wat ek op hierdie stadium nodig het, as eerder as wat ek onmiddellik nog verder van hom af wegtree en sê, maar u moes meer gedoen het. Ja. Waar was u? U moes meer gedoen het. En ek hoop as ons nou klaar is met vandag se studie, dat niemand ooit weer sou sê, die Here het nie alles gegee wat hy kon gee vir jou en vir my, ten einde ons siele te red nie. Ja, dit is baie goed nie, as mens baie keer so 'n bietjie die boek se einde lees, die laaste paar hoofstukke, of die laaste hoofstuk van 'n boek lees, want jy hier in die binnekant en begin sien jy dis die moeilikheid, dan bly jy gou so en sê, maar hoe gaan hierdie storie eindig? Wat ons moet weet is, Christus het reeds gewen, en die oorwinning is syne. Maak nie saak hoe ons nou in hierdie stryd staan nie, maar die oorwinning is reeds behaal. Wanneer ons gaan kyk, en ek wil vinnig blaai na Openbaring 12 toe. Openbaring 12 sê dit vir ons hier, wat is die Satan se rol wat hy gespeel het. En Openbaring 12 vers 9 sê, en die groot draak is neergewerp, jou slang wat genoem word duiwel en Satan, baie ons het nie wonder oor wie dit is nie. Wat die hele wêreld verlei. So wat het hy gedoen? Hy het die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So nou weet ons hy's verlei. Hy het verlei, hy's neergewerp na ons toe. Nou is hy ongelukkig en nou is hy by ons. So as jy nie by die een kan uitkom wat soek 'n volgende slagoffer. Dan soek jy die volgende ene om die een
wat jy oorwin het, seer te maak. Nou vers 10, wil jy dit vir ons lees? Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broers is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor God dag en nag. So wat doen Satan nog? Hy's nog steeds besig om ons lewens te probeer reëneer. Kyk wat doen hulle verkeerd. Kyk wat doen hulle verkeerd. En dit is wat hy die hele tyd doen, en dan maak hy kan ek sê ons name sleep deur die modder, maar daardeur beswadder hy ook God se naam. Want dit is mens jou kinders wat hierdie dinge doen. En die ander gedeelte, dit sê daar vir ons, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword. Met ander woorde, dis so 'n teenstelling in die een vers. Hierdie ene beswadder, maar Christus is ons koning. Ja. Hy is ons God. Hy is in beheer. Kom ons lees net dan ook so, ons gaan vinnig terugblaai na Johannes toe, Johannes hoofstuk 12, en daar lees ons vers 31. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Dit is 'n pragtige belofte van hier sal 'n einde kom aan al hierdie nonsens. Ja, die owerste van hierdie wêreld, die een wat dink hy is in beheer van hierdie wêreld. Weer eens daai ou storie wat ek altyd vertel van die hijackers, wat is die Afrikaanse woord? Hijackers. Wat inkom en die voertuig of die vliegtuig kaap, die kapers, dankie. En hulle is nie werklik die eienaar nie. Hulle is nie die kaper. Hulle dit wil voorkom of hulle vir die tyd terwyl hulle kaap of hulle beheer het en dit hulle eiendom is, maar dit is nie. Want hierdie verse sê vir ons, want Jesus Christus is die koning wat reeds oorwin het. Ek dink een van die swaarste goed vir ons om mee vrede te maak, is die feit dat, soos ek nou so baie gesê het, in van ons studies, is die feit dat ek en jy is nog aan die verkeerde kant van die hemel. Hier aan hierdie kant, voor Jesus Christus gekom het en ons almal saam met hom geneem het, sy wederkoms plaasgevind het, hier aan hierdie kant is ek en jy nog aan die verkeerde kant van die hemel. Hier is nog 'n aanklaer, hier is nog 'n beswadder wat my en jou probeer sleg maak. Hier is nog die een wat die Here beswadder, die een wat wil kyk wat hy kan doen om jou en my te laat val. En hy gaan nie ophou, voor ek en jy nie die dag ons kop neer lê, of voordat ek en jy nie op die einde van die dag die voorreg het om die Here op die wolke te sien kom nie, gaan die Satan nie ophou om jou en my aan te val nie. En ek dink hoe vinniger ons dit besef en dit 'n waarheid is in ons lewens, hoe vinniger sal die soewereiniteit van ons God vir ons 'n anker word waarna toe ons of waaraan ons vashou en wat ons uitgooi in daardie tye wanneer die storms rondom ons begin woed. Ja. So ons moet na al hierdie dinge kyk en ons moet dit meer en meer besef hoe dinge verkeerd gaan. Moet ons meer besef dat Christus in beheer is en wil ek amper sê dat hy alles gedoen het wat moontlik was sodat daar moontlike redding, en ek sê moontlike redding want ons kan kies om gered of verlore te wees, kan wees. Jy bedoel alles van sy kant is gedoen, al wat oorbly is dit wat ek en jy van ons kant af moet doen. Ons moet net die keuse maak. En ons moet net die regte keuse maak. Dis al wat ons moet doen. Ons hoef nie eers iets meer as dit te doen nie. En net by die keuse te hou. So ek wil hê ons moet gaan na 1 Johannes hoofstuk 3 en dan lees ons daar vers 8. Ekskuus tog. 3 vers 8. Hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. So, as ons nou mooi kyk, hy sondig van die begin af, en Christus sê hy het gekom om dan van sonde ontslae te raak. Ja. Dis basies wat hy op sê. So kom ons blaai dan nou na Romeine 3 toe, vanaf vers 23 tot 26 en dit lees. Want almal het gesondig. Hoeveel? Almal het gesondig. En dit ontbreek hulle, of ons kan ook sê dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, né? En hulle word deur sy genade,
sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Wat 'n mooie belofte is dit. Ja, dis nou 3 net seker maar Dis 3 vers 24, Romeine 3:24. Okay. Hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig. Nee, almal is skuldig, maar deur genade sonder verdienste. Want dit is presies wat genade is. Genade kan jy nie verdien nie. Ja. As jy genade kry, beteken dit jy was skuldig. Niemand kan genade kry as hulle onskuldig is nie. Ja, ja. En dan gaan dit daar, dit sê, hoe het ons hierdie sonder verdienste, die genade en die regverdiging gekry, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Met ander woorde, deur sy prys wat hy betaal het op die kruis van Golgotha, vir jouself aan te neem, kry jy dan die genade. Jy weet, dit is 'n besonderse waarheid wat in hierdie 2 verse opgeneem is. Jy weet, ek wonder hoeveel van ons wil hier lees en sê, almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Ek wonder hoeveel van ons wil nou sê, jy weet, almal het gesondig behalwe Ronay. Gelukkig is ek dan nou nie by almal nie. Dis al die slegte mense by die almal was. Ongelukkig is elkeen se naam ingevoeg onder hierdie almal. Daar is nie een van ons wat geregverdig voor God staan nie. Daar's een van ons wat die geregtigheid van die Here verdien nie. Maar omdat die Here ons so ongelooflik liefhet, onbeskryfbaar liefhet, het hy gekom en hy het deur sy krag en sy genade verlossing vir jou en vir my gebring. Of ons dit verdien het en of ons dit nie verdien het nie. Ja, want hy het dit, verdien het ons dit beslis nie. Maar hy het dit in elk geval vir ons kom doen. As ons 'n bietjie verder bly, net so ombly, en ons gaan na Romeine 5 vers 8 toe, dan sien ons daar, die vers sê vir ons, maar God bewys sy liefde. Nou, ons het nou gesien daar's, en hier is by ons tema. Ja. God se geregtigheid en sy liefde. Ons het nou gepraat van sy geregtigheid en sê, maar God bewys sy liefde tot ons, daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Die een sê, ons is almal gesondig, ons is geregverdig deur sy genade. Hierdie een sê, hy het ons so lief gehad. Met ander woorde, daar kom ons by die geregtigheid wat hy ons regverdig verklaar, en die liefde, en dit kom op dieselfde ding neer wat hy vir ons gedoen het. Hy het ons losgekoop van die sonde, van die einddoel, sal ek wel amper sê, die eindresultaat van die sonde, wat die ewige dood is. Ek het enige verhaal gehoor wat vir my so na in die hart gelê het, van 'n hoofouderling van een van die kerke. Vreeslike statige oom, bitter baie jare deel van die kerk, en natuurlik nou 'n hoofleier vir 'n hele paar jaar, maar almal het geweet, dat die oom met 'n seun, wat heeltemal uit die kerk uit is, en eendag by die kerk toe daag hier 'n man op, maar goeie griet, die gemeentelede se oë toe nou almal vreeslik groot gerek toe hulle nou hierdie mannetjie hier aankom, en hy lyk absoluut soos iemand wat nie eers skoon genoeg is nie, om in die kerk in te kom nie. En die hoofouderling het omgedraai en hy staan op, en hy stap tot by hierdie jong man en sit sy arms om hom en hy draai om en hy kyk die mense, so hy sê, kan ek jou voorstel? Hierdie is my kind. Kan ek jou voorstel? Hierdie is my kind. Kan jy dink hoe lyk ek en jy deur die oë van die godheid? Dink jy nie ons lyk ook so vuil en verslete en alsbehalwe waardig om 'n kind van die Here genoem te word nie. Maar Jesus Christus kom en hy sit sy arme om jou en om my, of ons dit nou verdien, ons lyk nie asof ons dit verdien nie. En hy stel ons voor aan sy Vader. Kan ek jou voorstel? Hierdie is my kind. Baie mooi. Sonder verdienste. Dit, nou wil ek nog vir jou vra, wil ons nou nog die houding inneem van, maar die Here moes nou nog iets meer gedoen het? Ja. Kom ons kyk net om nou by daai gedeelte wat jy nou praat aan te sluit. Kom ons gaan blaai weer na Openbaring, toe ons gaan 12, en net so in die konteks te kry, lees ons vanaf vers 10 tot en met vers 12, en ek sal begin en sê, toe hoor ek 'n stem, groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword. Met ander woorde, vir 'n tweede keer, die eerste keer was dit deur die skepping, né? Tweede keer. En die mag van sy Christus
want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. Vers 11, en hulle het hom oorwin, hierdie ouens wat aangekla word, het hom oorwin, deur wat? Deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle toe neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat sy tyd min is. Nou Vers 11 is vir my so mooi. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Hier is 'n ekstra ietsie in wat ek dink ons lees so vinnig daaroor, nie waar nie. Deur die bloed van die lam, deur die offer wat Jesus Christus aan die kruis gebring het, is ek en jy gered. Maar wanneer laas het ek en jy 'n persoonlike getuienis vir iemand gegee daarvan? Wanneer laas het ek en jy vertel van die een wat vir my gesterf het? Ek is al die laaste geleentheid wat iemand ooit kry om daardie boodskap te hoor. Nou, dit wat jy nou gelees het en vir ons verduidelik het. Kom ons gaan vinnig terug na die heel eerste belofte, profesie wat vir ons gegee is. Skryf in Genesis 3 vers 15. Okay. En dit sê daar vir ons, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, praat met die slang hier, né? Tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel. En dis baie mooi, hy sal jou die kop vermorsel. En jy sal hom in die hakskeen byt. So die hakskeen byt is seer, gifstowwe wat inkom. Hy sal jou verwond. Hy sal jou verwond, maar jou kop sal vermorsel word. En weer eens, as ons hier kyk, hoe word dit gedoen? Het ons nou gelees in Openbaring 12, vanaf vers 11 tot 12, deur die bloed van die lam. Want hy het homself prysgegee. Nou soos jy nou gevra het, wat moes hy nou nog meer gedoen het? Ai aarde. Ek dink partykeer moet ons maar skaam kry oor hoe min ons die offer van die Here werklik waar begrip voor het en 'n werklikheid gemaak het in ons lewe. Nou die Here het self daardie vraag gevra deur sy profeet en die profeet Jesaja hoofstuk 5. En ek moet sê, die boek van Jesaja, toe ek 'n jong kind was altyd vir my nie so maklik om te lees nie, maar dit was my een van my pa se gunsteling boeke om te lees. Jesaja hoofstuk 5, vanaf vers 1 tot 4. Laat my tog sing van my beminde, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel, en hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal, en dit beplant met edelwingerdstokke. En hy het 'n toring daar binne gebou en ook 'n parskyp daarin uitgekap. En hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd, want is daar meer te doen aan my wingerd wat ek nie daaraan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra en dit het wilde druiwe voortgebring? Nou hier is 'n beeldspraak wat die Here self gebruik en hy sê kom oordeel julle tussen my en sy wingerd, sy kinders. Hy sê ek het alles vir hulle gedoen. Ek het 'n paskyp daar gebou vir die vrug wat gaan inkom. Ek het edelstokke geplant. Nie sommer die beste van die beste. Enige nie, net die beste soos jy sê. En of dit voortbring, sê vir ons hier wilde druiwe. Ander vertalings en jy kyk na die oorspronklike en sê vir jou, dit praat amper van stinkdruiwe, suurdruiwe, het dit voortgebring. Met ander woorde, uit die grond uit waar dit gekom het en die perfekte plek waar dit gestaan het, moes dit net die beste gelewer het. Maar dit het nie die beste gelewer nie. En hier kom die Here en hy vra, so omdat ons vra, wat is daar nog meer wat hy kon gedoen? En dan sê die Here, maar ek het al hierdie goede gedoen. Wat verwag julle nog? Moes ek nog meer gedoen het? Was so mooi na julle te kyk en na julle om te sien en in al julle behoeftes te voorsien, dat ek selfs verlossing vir julle bewerkstellig het. Ek het jare terug met 'n man gesit en gesels wat groot geword het in die kerk.
Hy het selfs gaan studeer om dalk later in die bediening in te gaan. En op 'n sekere punt in sy lewe het hy nie net die kerk verlaat nie, hy het tot God verlaat. En na 'n baie, ons het heel wat gesprekke gehad en op 'n stadium, eendag toe ons toe mekaar so dan kyk, toe sê ek vir hom, sê nou maar net, ek sê, jy weet almal praat hierdie sê nou maar net speletjie nie. Sê nou maar net, die Here, die Bybel is reg en die Here is eg. Ek sê, baie mense het nou al vir jou daai vraag gevra. Wat sal jy dan doen? Hy kyk my so, hy sê, ek sal vir die Here sê, why didn't you give me more proof? Dit was vir my, Here, hoekom het U my nie meer bewyse gegee van U nie? Hoekom het U my nie meer bewyse gegee van U liefde nie? Nou, ons weet ook die man het 'n baie moeilike agtergrond gehad, maar weet jy wat? Die Here sê, wat vir my erg is van hierdie gedeelte wat ons in Jesaja nou geleer het, is dat die Here sê, oordeel nou tussen my en my wingerd. Dan sê julle vir my, wat moes ek vir jou meer gedoen het? Ja, oordeel jy jouself of ek nie genoeg gedoen het nie, want dis basies wat gebeur. Dis reg. So daar gaan 'n oomblik en 'n dag en 'n tyd kom wanneer ek en jy voor die Here gaan staan en as ons 'n vraag wil vra soos byvoorbeeld, Here, hoekom het U my nie meer bewyse van U gegee nie? Dan gaan die Here vir jou sê, nou kom oordeel jy tussen my en jou. Wat wil jy nog weet? Wat wil jy nog sien? Wat wil jy nog ervaar het? Op hoeveel dae het ek my vir jou gewys? Dae het ek my vir jou gewys? Dae het ek vir my vir jou gewys? Die Here sê, daar het ek vir jou dit gedoen, dit gedoen en dit gedoen en jou vrug wat jy bring is nog steeds nie 'n getuienis van die edelwingerdstok wat ek in jou ingeplant het nie. Ja. So met ander Kan ek woorde, ook sê jy as mens kom uit goeie grond uit. ja. As die Here jou geskaap het, kom jy uit goeie grond uit. As ek reg onthou, ekskuus tog, dan sê die Here nadat hy alles gemaak het, het gesê en dit was baie goed. So, maar Christus kom ook en hy vat hierdie konsep van Jesaja 5 van die wingerd wat suurdrywe gedra het en hy kom in Matteus hoofstuk 21 en hy bring ook hier die gelykenis van die landbouers. Ons ken hier die gelykenis van die landbouers. Ek kan die eerste stukkie lees vers 33 en sê, luister na 'n ander gelykenis. Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het. Klink baie bekend, nê? En hy het 'n heining daarom gesit. En 'n parskyp daarin gegrawe en 'n wagtoring gebou. Dit is alles aanhaling. Presiese aanhaling uit die Ou Testament. En hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. En toe die vrugtetyd nader kom, stuur hy sy diensknegte na die landbouers om sy vrugte te ontvang. Maar die landbouers het sy diensknegte geneem en een geslaan en die ander een doodgemaak en 'n ander een gestenig. Weer het hy ander diensknegte gestuur, meer as die eerstes, en hulle het met die net so gemaak. Op laas het hy sy seun na hulle gestuur en gesê, hulle sal my seun ontsien. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam, kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. En hier vertel Christus in 'n gelykenis van die Here die wingerd, julle is die landbouers, maar julle gaan die seun wat ook kom, gaan julle uitwerp en julle gaan hom doodmaak. En dit sê hier buitekant die wingerd. Buitekant die volk van God, buitekant Jerusalem, gaan hy vernietig word deur die mense wat na die wingerd moes gekyk het. En dan daai vraag net daarna wat sê, wanneer die eienaar van die wingerd kom, wat sal hy met die landbouers doen? Dis 'n vraag wat ons moet vra, want die Here het op die einde dag vir jou en vir my aangestel as landbouers oor sy wingerd. Ons weet dat hy praat baie hiervan tot die profete wat gestenig is op die einde van die dag, hierdie werkers wat gestuur is, wat die volk moes herinner, waar's die oes? Waar's die oes? Die landheer kom terug. Waar's die oes? Dat hulle die profete tot nie ontsien het nie en vir hulle doodgemaak het. En op die einde van die dag dan die seun van God self ook verwerp het. Ek en jy moet op 'n punt kom waar ons met onsself gaan moet vra, as 'n landbouer vir die Here, hoe kyk ek na sy wingerd? Dit is iets wat ons self moet afvra. En
die gesandte, wil ek amper sê, wat die Here stuur, om vir ons te kom vra, maar waar's my vrugte? Want julle moet vrugte dra. Ja, en onthou, hy praat hier nie met vreemde mense nie. Hy praat hier met sy kinders. Ja. En hy verwag dat hy vrug by hulle gaan kry. Nou, kom ons blaai vinnig na Romeine 3 toe. En dan lees ons die eerste 4 verse daar saam. Dit sê, wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Vraag word gevra. Julle sê julle is Jode, julle sê julle word besny, maar wat help dit julle? Vers 2 sê, groot aan alle opsigte, ten eerste tog seker, dat aan hulle die woorde van God toe vertrou is. Met ander woorde, die voordeel wat julle gehad het, as kinders van Abraham, die voordeel dat julle deel was van die belofte van die besnydenis, van die verbondsvolk, ja. is dat julle bekend was en dat hierdie woorde aan julle toe vertrou is om aan die ander te bring. So, daar was toch 'n voordeel in. Vers 3. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? En dit is by daai verse wat jy so voor lief is in hoofstuk 8. Wat vir ons sê, wat sal ons kan skei? Van die liefde van God. Nie eens 'n paar ontroue mense. Nee. En vers 4 sê, nee stellig nie, maar God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woorde en oorwin as u gerig hou. Met ander woorde, die Here sal van alle blaam ontbloot word. Daar sal nie 'n greintjie van bewys kan wees teen die aanklagte wat teen God gemaak is nie. Vir alles wat hy vir u en vir my, vir die heelal gedoen het, sal hy nie skuldig staan nie. Want dit sê ook in 'n ander gedeelte in die woord, want elke knie sal voor hom buig en elke tong sal bely dat hy regverdig is. Amen. Ja. So met ander woorde, ek dink wat jy nou gesê het vir ons toe ons begin het, ek hoop na hierdie studie gaan iemand nie nog vra, maar wat kon die Here nog gedoen het nie. Hy het alles gedoen wat hy kon. Hy het sy seun gestuur op die einde van die dag, alhoewel hy geweet het dat die wat hy wil red, gaan selfs sy seun doodmaak. En tog het hy uit liefde hom gestuur en ons gered deur sy geregtigheid. Is daar nog ietsie wat jy vir ons wil byvoeg? Ons het regtig nie 'n goeie reputasie nie. Ons as mensdom het dan regtig nie 'n goeie reputasie nie. Maar wat vir my hartseer maak, is die feit dat ons as skepsels die reputasie van ons Skepper wil gaan vernietig, waar dit ons as skepsels se reputasie is, wat eintlik meer as net bevraagteken kan word. Maar ek wil amper sê, hoe meer ons die Skepper se reputasie bevraagteken, hoe meer wys dit ons eie karakter en eie reputasie uit. Absoluut. Renée, dit was weer eens goed om saam met jou uit God se woord te kan studeer. Wil jy nie vir ons afsluit met 'n gebed nie? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U om elkeen van ons U arm sit. Wanneer ons na U kom soos ons is, vuil van sonde, maar met U kom en sê, Here, asseblief wees ons as sondaars genadig, dat U vir ons voorstel aan U Vader, hierdie is my kind. Here, herinner ons aan die soewereiniteit van ons Godheid. Die feit dat ons nie ooit vir U sal kan beskuldig, dat U nie alles in die stryd gewerp het vir die redding van ons siele nie. Ons sal nooit 'n begrip hê vir die liefde wat U vir ons het nie. Ons kan net ons koppe laat sak in skaamte en smeek dat U genade vir ons genoeg sal wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Amen.